gaan baie goed met julle almal, dat julle 'n baie lekker week gehad het en dat julle lekker saam met julle familie kan kuier. Ons gaan vandag gesels oor Samson en ek weet nie of julle onthou van Samson nie, hy was die sterk man gewees in die Bybel. Maar kom ons gaan eers 'n paar liedjies saam sing. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het, net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief, net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker. Hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het, net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is. En hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Hy lig jou ook op. Hy maak jou beter, maak jou sterker. Hy maak jou weer nuut. Deur sy liefde is jy heilig. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
groet jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Kom ons bid eers saam. Here, dankie dat ons weer vandag hierso kan wees, dat ons kan leer uit u woord uit. Here, ek vra asseblief dat u ons harte sal oopmaak, dat u vir ons die wysheid sal gee om te kyk na stories in die Bybel en te verstaan wat u vir ons vandag wil leer van dit af. Dankie dat u so lief is vir ons. Amen. Ja, so ons gaan vandag gesels oor Samson. As julle onthou in die Bybel, dit was die man gewees met die lang hare en hy was verskriklik sterk gewees. Hy het allerhande goed gedoen. Hy het 'n leeu, as ek nou reg onthou, hy het 'n leeu doodgemaak en hy het sommer 'n hele weermag het hy oorwin net met 'n wapen van 'n donkie se kakebeen. Kan julle dit glo? Dis nogal crazy. Kom ons kyk so 'n bietjie na sy storie. So in Samson se verhaal begin ons in Rigters 13, ja. En dit begin weer eens amper soos Maria. Dit het gebeur waar 'n engel aan 'n vrou verskyn het en hierdie vrou kon vir lank nie kinders gekry het nie. En toe sê hierdie engel vir haar, jy gaan 'n kindjie kry. Jy moet allerhande reëls volg, jy mag nie sterk wyn of drank drink nie, en daar was 'n paar goeders wat die engel vir haar gesê het, wat sy nie mag doen, terwyl sy swanger is nie. So 'n klomp reëls gewees. En toe sê hy ook vir haar, wanneer die kindjie nou gebore is, dan moet jy nooit ooit sy hare sny nie. Dink nou net hoe vreemd moes dit gewees het. Jy sien hierdie engel verskyn aan jou, ewe skielik sê hy vir jou, jy gaan 'n kindjie kry, wat wonderlik is. En dan gee hy hierdie klomp reëls. Wat beteken dit? Hoekom mag ek nie my kindjie se hare sny nie? Dis mos baie vreemd. Nou verder dan hoor ons dat Samson groot geword het, hy het sterk geword, hy het baie vyande verslaan, al die Filistyne, dit was die mense gewees wat teen die Israeliete was. Dit was soos hoe mense nou in oorlog is, en maar die Amerikaanse mense en die mense van Iran, hulle is mos op oomblik het hulle 'n oorlog. En dit was dieselfde tussen die Israeliete en die Filistyne gewees. Hulle was teen mekaar gewees, en die Filistyne het ook afgode gehad. Hulle het nie vir God aanbid nie. Nou hierso sien ons dat God vir Samson vreeslik sterk gemaak het. Hy het gemaak dat die gees van God binne in hom kom, om genoeg krag gee, sodat hy hierdie Filistyne kan oorwin, kan doodmaak. Toe leer ons nou verder, toe Samson nog ouer word, het hy nou begin 'n vrou soek, want hy wou nou getroud gewees het, en al hierdie tyd het hy nog sy belofte aan God gehou, dat hy nie sy hare gaan sny nie. So sy hare het lekker lank geword, en omdat hy hierdie belofte aan God gehou het, het God hom nog steeds sterk gemaak. Hy het nog steeds binne in sy hartjie gewoon, en vir hom die krag gegee, wanneer hy dit nodig gehad het. Toe kom daar nou 'n klomp slegte mense, en hulle sê vir Delila was die persoon wie Samson verlief was op. Hy het 'n groot crush gehad op haar. So toe sê hierdie slegte mense vir Delila, ons sal jou baie geld betaal, as jy vir ons sê, hoekom is Samson so sterk? Jy moet vir ons uitvind, hoekom is hy so sterk, sodat ons al sy krag kan wegvat en hom doodmaak. Want dink nou net, hulle was aan die ander kant van die oorlog gewees. Hulle was teen Samson en sy mense gewees. En hulle het gesê, dit is sommer vreeslik onregverdig, dat Samson so sterk is, en soveel van hulle mense doodmaak. Nou sê Delila, okay, dis reg. Sy sal vir Samson gaan vra, hoekom is hy so sterk? Kyk of sy kan die secret kry, die geheim agters, hoekom hy so sterk is. En eerstens sê hy vir haar, nee, as hulle hom met al hierdie verskillende toue vasmaak, dan gaan hy al sy krag verloor. Toe probeer hulle dit, en toe kom hy daar uit. Toe is hy nog steeds sterk. Toe is Delila baie vies vir hom, en sê, ai, maar jy het vir my gejok. Dis mos nou nie reg nie. En so hou sy aan en aan en aan, en uiteindelik sê Samson vir haar, as jy my hare afsny, dan gaan ek al my krag verloor, want ek het 'n belofte aan God gemaak, dat ek nie my hare sal afsny nie, en daarom sal hy binne in my woon en my sterk maak.
Toe sê hulle, okay, nee, sy weet nou, wat is dit wat vir Samson so sterk maak. Toe gaan vertel sy vir daai slegte mense, wat haar al hierdie geld wil betaal, en sy vertel vir hulle, wat Samson so sterk maak. Toe hy aan die slaap raak, toe sny sy al sy hare af, en hulle vang hom toe, en hy word as 'n gevangene na hulle stad toegeneem. En hy was baie hartseer geweest, want hy het nou nie gedoen wat God vir hom gesê het om te doen nie. Hy het teen sy belofte gegaan. Dit is baie sleg. Maar wat volgende gebeur het, is eintlik nogals ongelooflik. So Samson, hy was nou daarso in die Filistyne se stad gewees, en hulle het hom aan pilare vasgemaak, hulle het sy oë uitgesteek dat hy blind is, en toe bid Samson, en hy sê, Here, asseblief, maak my net nog een keer sterk, dat ek hierdie Filistyne kan uitwis, dat hulle ook kan doodgemaak word. Toe sê Here, nee, dis goed. Toe maak hy hom sterk, en toe trek hy die pilare van die gebou sommer heeltemal af, en al daai mense is dood gewees. Nou, dit is moeilik om te verstaan, want hoekom is dit reg dat Samson al hierdie mense doodgemaak het? Maar ons moet besef, hierdie was deel van God se plan gewees. Want die Filistyne was teen God gewees. Hulle het ander afgode aanbid, hulle was baie slegte mense gewees. En Samson, hy en sy volk, was vir die Here gewees. Nou, selfs al het Samson nie vir God gehoorsaam nie, het God hom nog steeds gehoor toe hy uitgeroep het. En dis iets wat ons moet onthou. Dis moeilik. Baie keer dan sê ons, nee, ek beloof, ek gaan hierdie nou doen. En dan kom môre ook, en dan is dit nog iets wat ons nie by uitgekom het nie. Of ons sê vir mamma, nee, ek beloof, ek sal vandag die skottelgoed was. En dan, as jy weer sien, dan jy vergeet. Of dan sê jy, nee, ek is nie eintlik nou lus om dit te doen nie. Dan breek ons beloftes. En dit is 'n slegte ding om te doen, want ons het beloof, ons het gesê, ons sal dit doen. Maar wat ons hierso kan sien, is selfs al het Samson sy beloftes gebreek, al het hy teen die Here gegaan, het God gesê, ek sal nog steeds nie teen jou draai nie. Ek sal nog steeds daar wees vir jou. En so is dit presies dieselfde met elkeen van ons. Omdat ons Christene is, omdat ons vir Jesus in ons hartjie het, omdat die Heilige Gees by ons is, omdat God ons Vader is, gee hy vir ons daai onvoorwaardelike liefde. Hy sê, al het jy verkeerd gedoen, al het jy die slegte goed gedoen, al het jy nie nou reg gedoen teenoor jou ouers of teenoor jou maatjies nie, sal ek jou nog steeds vergewe en jou hoor. En dit is baie belangrik om te onthou, dat wanneer ons sukkel, wanneer daar slegte goed met ons gebeur, dat God steeds daar is. Hy hoor ons nog steeds. En al wat ons moet doen, is vir hom te vra om ons te help. So kom ons doen dit sommer nou. Ek wil hê julle moet in julle hartjies nou vir God bid. Nie net dink, wat sê ek nou, wat se woorde kom nou hier van die TV-skerm af nie. Maar dink diep in jou hart en praat met die Here. Kom ons bid saam. Here, ons is sondige mense. Ons maak baie foute. Ons weet nie altyd wat om te doen nie, en selfs wanneer ons weet, is dit moeilik om dit te doen, Here. Ons bid en ons vra dat U vir ons die krag sal gee om te doen wat U wil hê ons moet, om op te staan wanneer daar 'n boelie is, om die waarheid te praat wanneer dit moeilik is, om nog steeds op te daag wanneer ons regtig nie wil nie. Here, asseblief gee vir ons krag om hierdie goed te doen, om God, om U as ons Here te dien. Here, dankie dat ons stories so Samson se verhaal kan luister en verstaan dat ons nie die enigste mense is wat sukkel met hierdie nie. Dankie dat U so lief is vir ons en dat selfs wanneer ons foute maak, is U nog steeds daar om te luister en te hoor en dat U verstaan. Amen. Julle moet 'n vreeslike lekker week hê en probeer hierdie week om, selfs wanneer dit moeilik is, om met die Here te gesels en te vra dat hy vir julle die krag sal gee, net so Samson daai krag gehad het, om te kan doen wat vir julle moeilik is. Kom ons sing nog 'n paar liedjies saam. Bye. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen.
My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen.